In Jesus wonderlike naam, ons is weer bly om die teenwoordigheid van die Here te wees. Ek kan vanmôre vir u sê, u is nie per toeval hier nie. Bybel sê voor die grondlegging van die aarde, kan ek vir u sê dat hierdie dag is al reeds gepredestin. Voordat ons nog daar was God al reeds hier. Ek wil net weer wat ek sê, voordat ons hier was God al reeds hier. En het net teruggegaan en ons gebring dat ons ook hier kan wees. Ons sê mos because he loves. Hy is mos die een wat die toekoms ken van môre. Hy weet exactly wat gaan oor 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar gebeur. So die Here was al reeds daar, ons is nog op pad soontoe en hy kom net terug en hy vat ons saam soontoe. Halleluja. Prys sy naam. Ek wil voortgaan, Brendan, ek kan nie die dinge in die lig en los nie. Kan ek continue waar ek opgehou het. Ek moes nog gestop het vir 2 weke, want ek het die tand uit my mond uitgehaal, getrek, jy hoor nog steeds, hoor also, so ons is nog besig om gesond te raak, maar die Here bly getrou. Amen, prys die Here. Dit gaan nie toelaat dat ons nie kan praat nie. Ons kan praat, prys die Here. En die woord van die Here gaan ons vanmôre bedien. En ek bid, die gebed van my hart is dat die woord vanmôre vir u met ons sal praat in ons harte. En as u nie gereed gaan wees om dit te ontvang nie, luister dat ek vanmôre sê, jy gaan weer uitloop soos jy ingekom het. Ek wil weer sê, as u nie gereed gaan wees om te ontvang nie, dan gaan u net so uitgaan soos u ingekom het. Ons gaan voort, as hy net 2 passier, die eerste passier het ons klaar gepreek oor woorde wek, maar voorbeelde. Die mens het self gesê strek, so ek kan nie verder sê nie. Prys die Here. Ek wil die skrif weer lees en net 'n short recap, ek gaan nie oor al die klomp goed te praat, ek wil net recap, en dan wil ek voortgaan met die laaste 3 wat die Here op my hart gelê het. 1 Timoteus 4 vers 12. Jong mense, luister wat die woord sê. Hier's 'n groot man wat met 'n jong Timoteus praat. En hy sê vir die jong man hoe hy homself moet kondak. Hoe hy homself, in ander woord, example, hoe hy 'n voorbeeld en example, is dieselfde woord, ek sê dit in Afrikaans en Engels, moet wees. Voor wie? Voor wie? Spesifiek? Voor die gelowiges Saudi. Ek wil hê jy moet daardie gedeelte hoor. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges. Waar het ons gesê eers in woord? Is dit reg wat ek sê? Ons lees maar uit die 83 vertaling lees ek dit. Die ander vertalings lyk so hulle los een uit. In woord, in wandel, in liefde. Dan die ander 3 wat ek saam met u vanmôre wil preek is in gees, in geloof, in reinheid. Hoor wat ek sê? In gees, in geloof, in reinheid. Wat het ek laas keer gesê? Wie kan nog onthou wat ek gesê? Jy wil dit sê? Ek gesê moetie. Moet ou die onthou jy? Ek het gesê moet. Nou sê ek in. Ons moet daai understanding kry sodat ons weet waaroor gaan dit, prys sy wonderlike naam. Glory, prys die Here. So toe ek gepraat het van ons moet in woord, ek gesê 2 elemente van woord en moet dit wees, is jou woord, dit wat jy sê, dat dit moet wees, nie net die praat nie, maar jou woord moet jou eer kan wees.
Dat ek ook gesê, ek het die woord genoem in 2 dele, gesê, dit kan woord wees, en dit kan ook die woord van God wees. Hoe jy die woord van God kondak in jou eie lewe, dat jy 'n voorbeeld moet wees vir iemand in woord, prys sy wonderlike naam. Dan het ek ook gesê, saam met u, in die way jy loop, in jou, hoe moet jy wandel? Wandel waardig die roeping waartoe jy geroep is, as kind van God. Wanneer jy loop, baie keer, is dit altyd die ding, dat ons moet ander voor die wêreld moet kondak nie, maar spesifiek voor die kinders van die Here. Hoe ons wandel is voor die kinders van die Here. Moenie vandag die is en môre as jy daai en ander dag as jy daai nie. Be consistent. En dan het ek ook gesê in liefde. In liefde. En liefde is een van die vrug van die Gees. In liefde moet ons ook kan wys wie ons is. As ek praat van liefde, jy moet nie net die een lief het, die ander lief het nie. As God lief het, hy almal lief. En dieselfde liefde wat in hom geplaas het, moet ook in ons wees. God gee nie ons van net 'n liefde, dat ons 'n liefde het vir sekere persone nie. Ons het baie keer maar het ons lief vir wie ons lief het. Laat ek gaan ek klaar gepreek. Ek is so by daai. Ek wil by die 3 kom wat ek vanmôre saam met u wil bedien. En die 1 en die 3 is, het ek gesê in gees, in geloof, in reinheid, prys sy wonderlik. Nou, as ek begin met die eerste een, in gees, dan wil ek 'n reference maak met die punt van jou temperament. Of moet ek het weer, sê soos ons verstaan, jou tempe. In gees, hoe is jou gees? Daar's mense wat verskillende geeste het, maar ons is supposed om een gees te hê. Daar's mense, elke keer jy soms sien uit 'n suur gees, man. Jy kyk daai persoon aan wanneer jy uit die een se pad uit gaan. Dis mos die vrug van die Gees is blydskap, vrede, liefde, langmoedigheid, goedheid, prys sy wonderlike naam. Daar's mense, die Here moet ek sê die Bybel sê, ek praat nie van die wêreld, ek praat in die huis van die Here, ek praat van 'n kind van die Here, because Timoteus word aangemoedig deur Paulus om 'n voorbeeld vir die gelowiges te wees. As 'n mense wat gou sien wie jy is gelowiges wat sien wie jy is. Die wêreld kan dit nie sien nie, because hulle is highway. Hulle klomp swings en moods en geeste. Hulle is deurdrek met verskillende geeste, so hulle kan nie onderskei watter gees jy ewen het nie. Maar soms is dit in die gelowige, die gemeente, die mense weet, moet hulle met jou praat, want jou gees lyk nie reg nie. Hulle weet, moet hulle na jou toe kom om vir jou iets te vra nie, because jy bly hier, jy smile nooit nie. Jy het 'n knorrige gees. Dan kry jy mense met hy het 'n gees, hy wil net aanval. Hy het dit gesien, hy maak sy mond of sy maak haar mond oop, en val sy jou net aan. Daar's nooit iets goed in hy gees wat vir jou gesê kan word nie. Watter gees het jy? Ek vra vanmôre, watter gees het jy vanmôre? Of laat ek persoonlik maak, watter gees het ek vanmôre? Kan mense jou approach? Kan mense met jou praat? Kan mense na jou toe kom? Of is jou gees so dat mense, dan verstaan jy nie hoekom gebeur het nie, maar jy ondersoek nie jouself nie. Jy kry ook in gelowiges, as daar mense is wat vinnig kan oordeel, is dit gelowiges. Maar God, party mense het 'n oordeelgees. Sien altyd die verkeerd in mense. Never, ek weet nie wie, hy soms 'n ding, wat mense soms baie min ontslaag kan raak van. Hulle sien nooit soms goed in mense nie. Hulle het net 'n gees van verkeerdheid sien. Die Here moet ons help. That spirit must not be part of us.
Maar Jesus wys vir ons 'n wonderlike geleentheid. Hoe is ons moet 'n sagmoedige en 'n nederige gees hê. Want as mense, jy kan ons sommer sien, man, dat 'n gees van hoogmoedigheid, sagmoedige gees, 'n gees van liefde. Dit is hoe ons onsself moet kondak as kinders van die Here. God praat met ons in sy woord sodat ons onsself moet ondersoek. Die probleem is soms, as jy elke keer fout gaan vind by mense, gaan jy nooit sien wat jou fout is nie. Jy weet, is dit Dawid of in een van die skrifte sê, search my heart, O Lord. Ondersoek my hart. Weer as elke keer as ek opstaan in die oggend sê ek, Here, mag my bewus as daar mense is wat ek iets gedoen het wat nie betaamlik is of wat reg is nie. Laat ek hierdie oomblik gebruik om dit hulle reg te kan maak. Maar die Here, Jesus het vir ons gewys die pad wat ons moet loop. Ek dink is in die boek van Petrus, ek wil gou vir u lees. In die boek van 1 Petrus. Maar ek weet vanmôre, hierdie dierbare het 'n sagte gees. 1 Petrus 2:21. Hoor wat sê die Bybel? Want ook hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir ons gelei het. Hoor wat sê? Om vir ons 'n voorbeeld na te laat, sodat julle in sy voetstappe kan volg. So dit mooi nie. Hy het vir ons gewys, he show us the way. Ek onthou as 'n lied wat ons jare terug gesing het, of ons sing nou nog, he came from heaven to earth, to what? To show the way. Nou hy het vir ons die weg gewys, hy het vir ons gewys hoe ons moet wees, dat ons in alle nederigheid, ons moet in sy voetstappe volg. 1 Petrus 2:22, en verder lees, hy sê, wat geen sonde gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gehad het nie. Vers 23 sê, ek like hier 'n deel wat sê, want toe hy uitgeskel is, nie weer uitgeskel het nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar om toevertrou aan hom wat regverdig oordeel. Toe die Here ek en u red en vir ons roep, het hy ons geroep deur die feit dat ons sagmoedig en nederig van hart moet wees. Dit is waartoe God ons geroep het. 'n Persoon wat nederig en sagmoedig van hart is, weet gou om te kan vergewe. 'n Persoon wat sagmoedig van gees en hart is, weet Brandon onmiddellik hoe om lief te hê. Ek wil nie baie lank rondom het dwaal nie. Ek wil net vir u vra vanmôre, veral vir ons as groot mense, hoe is jou gees voor jou familie? As jou kinders na jou kyk, hoe kyk hulle na jou? Ek gaan dit weer vra. As jou kinders na jou kyk, hoe kyk hulle na jou? Hoe is jou gees teen jou familie? Ek wil vir 'n man vanmôre vra, is jou gees so dat jy elke keer jou vrou dreig? Is jou gees so dat jou vrou of jou familie jou nie eens kan approach nie? Then God call us back. Dan roep die Here ons terug om 'n sagmoedige en 'n nederige gees te hê. Ek wil voortgaan. Paulus sê vir Timoteus, jy moet 'n voorbeeld vir die gelowiges wees in geloof. Hoor wat ek sê? In
geloof. Een van die moeilikste dinge is, ek het dit opgelet, die moeilikste dinge rendel soms in 'n mens se lewe, veral as dit in geloof kom, is wanneer is dit moeilik om vir gelowiges te wys hoe geloof is, as jy in jou krisis nie geloof kan bewys nie. Iemand hoor, ek wil dit net weer mense so jy kan verstaan. Dis baie moeilik om vir mense geloof te wys of geloof te praat, as jy self nie geloof kan uitleef nie. In jou tyd van krisis nie. Is nou use vir my, Eugene, om met julle te praat as gemeente oor geloof, en ek kan nie geloof wys nie. Because as baie mense, wat geloof, wat die glo nie hulle wil sien, sodat hulle tot geloof kan kom. Maar Hebreërs nommer sê, dit is 'n vaste vertroue in die dinge wat 'n mens hoop, met 'n bewys dit wat ons nie kan sien nie. Ek is jammer, kan ek net na Lazarus toe terug gaan? Die voorbeeld, ek dink is seker 'n easy voorbeeld om te maak. Onthou jy die woensdag toe jy buite gras sny, toe vra jy so wat jy reg gekom. As jy nog op pad, toe sê ek, broer, ek ry nou met iemand wat 'n R500 aan die rekening betaal het, vir iets wat ek moet R7.500 voorbetaal. Het ek dit gedekleer voor die gemeente nie? Het ek dit nie voor die gemeente gesê nie? Nou, hoe kan dit wees as ek nie vir u kan wys nie, wat geloof is nie? Hoe gaan julle glo? If I'm not the example to show you what faith is, how will you believe? Woorde wek, maar voorbeelde strek. En toe Bie daai oggend vra, toe sê ek, ek het 'n afspraak wat ek moet nakom. Is al wat ek sê. Ek het 'n appointment wat ek moet nakom. Ek het die appointment naartoe gegaan en ek het die appointment nagekom en die Here het gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. En weet jy, die mooi ding van alles, die Here gee jou nie te veel en wat ook al hy gee, net wat jy nodig het. Iemand in die Bybel, ons noem hom die vader van geloof, is 'n great example, 'n biblical example, is Vader Abraham. Is dit reg? Toe hy sy seun moet gaan opoffer, toe sy seun van hom vra, hier is die hout, hier is die mes, hier is die vuur, waar is die offer? Hoor wat sê die pa? Die Here sal voorsien. Hy weet nie wat daar bo gaan gebeur nie. Hy het dit een ding, die Here het hom gesê, jy moet hy laat die dood maak, ek wil hom op die altaar hê. Ek wil hom op die altaar hê. En toe het hy sy hand lig om te steek, toe sê die Here, wow, nou kan ek sien. Nou kan ek sien. Nou wil ek jy moet hoor wat ek sê. Daar gaan 'n dag in die lewe kom, wat jy voor jou grootste toets gaan staan. Waar God jou geloof so gaan toets en kyk of jy werklik waarom vertrou. There will come a moment in your life, a life faith-changing moment. As hy nog nie gekom het nie, he's on its way. Let me guarantee you, elke kind van God gaan by 'n plek kom waar jy op jou uiterste getoets word. Moses was getoets. Hy staan voor, hy kyk terug, hy sien die berg, hy sê, hy sien hoe hy oor, en hy kyk agter, hy sien die Filistyne is op pad. Die Here sê, Moses, waarom sê vir die volk, hulle moet? Moses sien, hy sê 'n way nie, hy sê 'n way nie. Die Here sê, Moses, wat hy stas sit op die water sê die Bybel, gaan die water weerskante toe, en die Israel loop droogvoet, loop hulle deur die Rooi See. Forward, I trust. I trust where I cannot see. Ons probleem soms is, ons vertrou te veel op die arm van vlees. Ons is meer sienend as wat ons glo. Ons wil meer tangible goed, dan wil ons sien, as ons dit in die hande sien ons, dan glo ons. Dit is nie feit nie. Jy weet, jy staan met jou hande, jy sien niks, maar jy sien hy's daar. He's not there, but he's there. That is what faith is. You see the things that is not, but it's coming, will be there. Het sal daar wees. Jare terug, toe ek begin het met my stad in my ministry, ek het net ministry begin.
daai kar gehad nie, maar dit was my eerste kar. Ek kan ook onthou ek het R3,500 betaal vir die kar. Brendan, die regmaak was meerder as die kar self. Hy is 'n ander eenheid, né? Is 'n ander eenheid. Ek het so baie my kar gespend, because is my eerste liefde. Ek sien hom mos man, is jou eerste kar. Ek kon 'n kar dryf in 3 minute se tyd leer ek om kar te dryf. Ek sê man, hoor jy 2 karre man, ga jy nie kar gebruik? Hy sê, wil jy my? Hoeveel kan jy gee? Ek sê, maak 'n prys. Hy sê R3,500, ek sê nee, ek gaan R500 'n week betaal. 6 weke, klaar betaal. Nou sê ek, my kinders kan ry nie. Hy sê nee, moet nie waar gou nou leer. Op en af, change gas. Wat so, ek dink Llewellyn was omtrent om sy op en af change sy gas, een die pad op en af. Ek kyk af as die gas change. As ek opkyk, as ek aan die ander kant van die pad, maar kar wil ek ry. Kar wil gery word. Hey, maar die Here help my. Ek onthou nog nou die suster, sy sit net, sy worry nie. Sy worry, sy sit net, sy trust my. Here, ek like hy vrou van my, sy trust my as ons ry. Sy trust my jong, sy trust my. Because sy weet, is haar man, hy sal nie toelaat dat dinge met haar gebeur onnodig nie. Al kan hy nie dryf uit nie. Toe ek om die draai kom, ek blaas nog 'n hoeter, hy kan dit te smaak, doet het hy 3 honds gehad, ek blaas die hoeter, die antie wil die pad kry, boor haar voete. Sy sê, jy ry oor my voete, ek sê, antie wil nie die pad uitkom nie. Ek gaan nie vir Antie sê, ek het die license, toe ek in my skoonpas se jare trek, stamp ek nog die paal uit die grond uit ook. Maar hy kar het sulke eysterwagen het, hy het niks oorgekom aan die kar, en die paal het seer gekry in die kar nie. Maar jy weet, een aand, op my birthday, sit ons in die kerken, en Pastor Perels, jong Pastor Perels, praat van first fruit. En hy mention iets, hy sê, alles wat jou eerste is nie joune nie. Everything that is the first belong to the Lord. Met van dit al die getuie gehoor, maar as mense wat moet vanmorgen, because I want to build your faith. It's your first fruit. En ek sit, ek dink, ek het vir die kar meegs gekoop, ek klomp goed te gedoen by die kar. Nou praat die man van first fruits. En wat? God is nou besig om my geloof te toets. Ek weet nie, ek dink, as ek reg is uit, was ook hy aan die gewees. As hy klomp jare terug uit, onthou jy, ek weet jy, onthou jy nog nie. Op my birthday, ek gaan huis toe, ek sê, Here, ek moet nog met die vrou die ding sê. Maar as dit is, hier begin het nou Gideon raak, as dit is, praat in my vrou se hart vir wie ons die kar moet gee. As ons die selle, ons moet, Here, ons moet deurdronge deur een gees, verstaan? Kan sy sê daar nie, ek sê vir, kykie, Here het anders met my gepraat, jong, ek weet nie, die kar is ons, en ek sê, kyk ons, ek sê, die Here het gesê, ek moet die kar weggee, ek kan nie die kar verkoopie, is die Here se goede kan jy nie verkoopie, you must give it. En kyk, my sê, as die Here met jou gepraat het, maar ek sê, ek die Here gevra, hy moet met jou praat, en met my praat, maar sê, wie die selfe persoon is, wie ons die kar moet gee. Ek sê, waar sê jy, kan vat 'n pen, ek gaan die naam neerskryf, en jy skryf die naam neer. Toe sy naam neerskryf, ons vir Llewellyn, vat die papier, maak op Llewellyn, toe sy die selfe naam, sonder my vrou gesê, ek is geconvict in alles, ek laai alles wat hy kar se goede is, hy ander tyd as die megs was in goed, ek laai lok in, en die Here wys my vir wie ek moet gee, en ek gee het vir die persoon. Ek het vir 'n jaar, het ek die transport gehad nie. Toe word my spirit gechallenge, maar dat ek het een ding in gedagte gehad, wat 'n mens sow, hy sal reap. Wat 'n mens sow, hy sal reap. Een oggend ry ek, en ek klim in die bus en vat vir Llewellyn en John Michael skool toe. Ja, John Michael was so gebore toe ons hier kom bly het. En ons gaan vat hulle skool toe. Ek kom terug. Ek dink daai Sondag het ons nagmaal gehad, inseën, ons het 'n hele klomp goed gehad, voorstelling van nuwe lidmate. Hier kom 'n klop voor hier, kom die deur. Ek kom ek terug. Ek is lus om op te staan nie. Hy's moeg man. Klop voor die deur. Ek anker nog, maar die kolp is persistent. Ek het deur ook staan hierdie man en vrou voor die deur. Sy kom binne dierbares, mense wat ek net ingetrek het. Man en vrou. Hulle sê, pastoor, ons sien, die ry taxi en bus. Sê, ja, die ry taxi en bus. Nee man, jy is ons pastoor.
Die Here met ons gepraat, ons wil jou kar koop. Ek sê vir hulle wag, laat ek my vrou gaan roep as witness. Ek gaan roep my vrou. Ek sê, kom is dierbaar as hier binne, die mense wil ons sien. Pastoor, die Here sê, ons moet vir julle kar koop, of julle kan die kar wat die buite is, kan julle vat. Ek kom buite Brendan, toe sit 'n wit Toyota T's. Sê nie, gaan die kar vat. Hy kar hy's full house. Ek praat van full house. Anti-hijacking, gear lock, hy het alles in sy tape, everything, ek kyk die kar, spotless, wat ook al. Die man sê, ek ry nie sommer met die kar nie. Ons bid saam, hy sê, Jesus leid ons in die auto, hy sê, Jesus leid ons van die kar. Die Here seën u. Ek klim in die kar en ek gaan haal my kinders. Ek dink daai tyd was Smit nog die visie. Ek gaan na Nessa toe. Ek sê vir Nessa, kom kyk hier man, van hulle het saam met ons gebid dat die Here deurbraak moet doen. Nessa sê, jy kom wys my 'n kar, ne? Sy sê, jy kom wys my 'n kar. Ek sê, kom kyk hier man. En ek wys vir die kar. Ons bid saam, ons dank die Here. Toe ek aankom en my ladies kom al, hulle het die kar gesien nie, wel en sê, ons het 'n kar, ne? Ons het 'n kar. En weet jy hoe wonderlik is die Here? As die Here job doen, doen hy nie die halwe job nie. As jy geloof in hom het, ek is besig vir iemand te sê, ek wil jou geloof bou vanmiddag, of vanmôre, Brendan, as ons die Here vertrou, hy is daar toe in staat, ek weet wat ek gesaai het. En ek het nie gesaai met droefheid in my hart nie. Ek het met blydskap gesaai, because it doesn't belong to me. En toe ek dit doen, ek sal nooit vergeet die Rendel, ek kom by die huis, staan die man hier voor, hy sê, Here, hier kom al die man die kar. Hoekom kom al die man oor die kar, hy sê vir my, pastor, kan ek in jou gou ry? Ek sê, okay. Klim in die kar en ons ry af town toe, na een van die plekke toe waar die karre, by Roadworthy, sit die kar op Roadworthy, spotless, no foul. Die een ou sê nog vir ons agter, kyk hier so, die ouwe, die broer sê, nee broer, ons werk nie so nie. Check die kar. Check die kar. Spotless, daar is niks fout aan die kar nie. Kry die papiere, die selfde dag sit hy man hy kar op my naam. That very same day, sit hy die kar op my naam, hy sê, ek wil seker maak, is jou possession, pastoor. Kom ons huis toe, hy sê, ry nie gou so, draai om. Ek wil wys die Here, as hy sy werk doen, dan doen hy sy werk sommer kwyt klaar. En ek weet, toe ek gery, toe ek so 25 rand se petrol ingegooi. Hy man kom staan by die petrol station, en hy sê, hy man, maak vol. Hy sê, maak vol. Is die Here nie goed nie. Jy sien, ons probleem soms in die lewens, en soos die disciples een keer op die boot gewees het, die Here net 'n rukkie terug toe praat hy met die mense oor geloof en om te vertrou. Gaan lees die bergpredikasie. Hier klim in hulle boot in en hy gaan lê en slaap. Hulle moet oor die rivier ry, see ry na die ander kant toe. Toe begin die wind skielik op te staan en hulle raak paniekerig. En hulle paniekerig maak, vra hulle, Here, gee jy dan nie om nie. Die Here vra, waarom is julle so klein gelowiges? Hy sê nie vir hulle ongelowiges nie. Hy vra, waarom is julle so klein gelowig? Die Here wil hê sy kerk moet hom completely vertrou. As hy vir ons gesê dat hy gaan dit vir ons doen, hoekom moet ons doubt? We just need to trust him. Dit maak nie saak hoe donker dit raak nie. Dit maak nie saak hoe die storms oor die lewe kom nie. Kom ek sê vanmiddag vir julle, die Bybel sê, toe die Here die storm stil maak, was die storm nie net stil gemaak vir hulle nie. Die Bybel sê, daar was ander bote ook op die rivier. When God is going to do miracles in your life, is this just for you? But God wants to show somebody else as well what his powers and what he can do. Hy wil sy krag bewys aan anders deur jou lewe as jy glo, sodat anders ook tot geloof kan kom. Ek vra vanmiddag, hoe is jou geloof in die Here? How is your faith in God? Only you can answer it. But let me tell you this morning, there will come a time in your life, daar gaan 'n tyd in die lewe kom wat jy getoets gaan word en jou geloof beproef gaan word.
Hoor jy, ek wil jy moet hoor wat ek sê, dierbaar is. God versoek die mens nie. Hy beproef ons en hy toets ons. En dan gaan 'n tyd in ons lewe kom wat ons getoets en beproef gaan word. Dis dieselfde soos in skool. As jy deur die jaar geleer, dan moet 'n tyd kom wat jy exams moet aflê. Vra vir die man, matriek, hy is besig om nou te studeer. As exams wat moet afgelê word om seker te maak dat jy reg is vir die next level. Because the reason is, when God take you to the next level, even the devil that's on the next level is higher than the devil that was on here. Dis dieselfde met 'n standaard. As jy op A is 'n B se werk, gaan nie wees soos op A nie. Is 'n level. En die problem is 'n bietjie. It's gonna be that way. God prepare us. And I pray that you will prepare your faith for the biggest test in your life, that you will stand firm for whatever comes your way. Is there somebody that can say amen? Amen. Ek wil afsluit. Thank you, Rendel. Ek wil afsluit. Die derde een is in reinheid. Daar's 'n ander plek in die Bybel wat Paulus vir Timoteus sê, vlug vir die begeerlikhede van hierdie wêreld. Vlug vir die begeerlikhede van hierdie wêreld. Jy sien, ek wil dit ding gou mense en ek wil ons jong mense moet veral luister. Luister mooi wat ek wil sê. Ek kan onthou, jare terug, ons het baie tyd gespend in die woord en vas as 'n jong man. Baie in die woord en baie in die woord. En jy in jou lewe, Brendan, kom jy op 'n stage waar jy wil waardig wandel, jy wil in reinheid wandel vir die Here. En dan kom die vyand, because hy wil nie jy moet op jou lyf leef nie. Hy wil nie jy moet 'n rein lewe leef nie. En dan wat maak hy? Dan versoek hy jou deur verskillende dinge. Om jou purity, om die reinheid wat jy het, vuil te maak. Jare terug was ek 'n challenge. Ek kan onthou in my lewe, ek gaan wees die, maar as ek nie vir u kan praat oor my eie lewe nie, hoe gaan u weet wat die Here in u lewe kan doen? As ek in my eie praat aanhou van ander mense se lewens en ek kan nie van my eie self getuig wat die Here gedoen het nie. Why I'm standing here? En ek doen dit nie om enigiemand te wys hoe kwaai ek is of wat ook al nie, maar as om jou te bemoedig sodat jy sterk in die geloof kan raak. Daar was 'n tyd, ons was klomp jong manne gewees, ek praat van klomp jong manne, wat die Here in gees en in waarheid gedien het, ons het voor die Here gelê, Brenda, ons was 21 dae sonder kos, niks, en die Here dra ons deur. Ek dink dit was een tyd, hier by die 19de dag, toe kap ek, toe kom een broer, hy sê, leier, julle moet water het lees drink. Die liggaam kan tot 'n sekere tyd toe sonder, julle moet water drink. Ek moes in hy 19 dae uit hy vas uitkom, van toe wil die liggaam nie meer reageer nie, of reageer nie. Maar God bewys hom elke keer. God bewys hom elke keer. Ons staan, terwyl ons besig om die evangelie te preek. Ek sal nooit vergeet nie op die Market Square. Ons staan, ons besig om die evangelie te preek. En terwyl ons die woord van die Here preek, jy weet, ek weet nie waarvan kom dit die burger, hy het noem hulle mos die man die burgemeester, so sê nou van Meyer net. Die burgemeester het hy so dik sy ding om hom gehad, kom hy uitgestap en hulle staan daar so en hulle kyk ons. Ek dink, wat gaan hier aan? 1, 2, 3, toe sien ek klomp polisie wen en klomp polisie rondom ons. Ek vra as ons nou, is ons criminals? Wat het ons nou verkeerd gedoen? Nou kom hy, die belangrikheid is, ek wil praat dat ons in reinheid moet wandel, 'n rein en skoon lewe voor die Here lê. Brenda, die man kom na my toe, hy sê vir my, kyk hierso, maak hy man stil, hy kan nie op die straat staan en preek nie, ons gaan julle almal vang, ek praat van in die baie by Market Square, hy sê, ek gaan julle vang, ek sê meneer, voordat jy na hy man toe gaan, kan ek vir jou bid, want as jy hom vat, die vuur gaan neerkom. Hy man kyk my, wat praat jy nou? Ek sê, ek sê vir hom, sien die saak in die gees, wat sê gees? Ek sê, sien die saak in die gees. Ek sê vir hom, Here, maak my bond. Ek sê, laat ek vir jou bid, Allah vir jou, meneer, man het net so 'n klomp rengs hierso, goed is net so hierso. Ek sê, kan ek vir jou bid, van ek weet, as jy aan daai man gaan vat, because hy is besig met die werk van die Here. Hy sê, maar julle kan nie staan en preek nie.
Julle kan nie staan nie, as 'n kerk, ek sê die Bybel sê die aarde behoort aan die Here, die volheid daarvan, die mens en die wat daarin woon. Een ou kom van hy sê, man, jy moet luister na die law. Ek sê, ja, ek kan luister na die law, maar ek is onder die genade. Ek doen niks verkeerd nie. Hulle gesien ek slaan iemand nie. Hulle gesien ons gooi iemand met enigiets anders. Ons is besig om die woord te verkondig. Dis al wat ons doen. Ek sê, meneer, as jy en daai oom in die klomp syne, as julle kan kom en julle wil self wat man gaan doen, julle self, maar ek gaan nie dan, ek weet as ek daai man kan vat, die Here weet, ek weet nie wat gaan my gebeur nie. Hy sê, nee, man, gaan maak hy man stil, ons kan nie gaan, jy nou, hy dan praat, ons kan nie aan toe gaan nie. Ek sê, gaan, julle wil aan die man stil maak, gaan maak die man stil, as hy preek, die Here laat tot ons klaar preek, ons preek klaar. Hy hele diens klaar, tot ons klaar preek, daar was 'n German sandwich winkel net aan die een kant. Daai man kom uit sy winkel uit geloop. Hy kom uit sy winkel uit geloop. Hy sê, such faith I never seen. Ek het nog nooit so geloof en mense gesien wat staan en glo waar hulle is nie. Weet jy wat sê daai man vir ons, Brendan? Hy sê, every day when you on this marketplace, when you finish, come and eat in my restaurant and I will give you money to go home. Jy moet in reinheid wandel. Jy moet in geloof wandel. Jy moet die Here vertrou. As die Here met jou praat, dan moet jy weet, wandel in reinheid. Daar's mense soms wat agter jou is. Hulle is nie agter jou vir wat is, agter die gees wat in jou is. That pure spirit that is inside of you, they are after it. En vir ons jong mense sê, why are you still young? Leef in reinheid. Los die onreine dinge van die wêreld. Leef dit. Dit gaan jou onderkry. Ek wil vir jou sê, in jou jonkheid, dien die Here. There will come a time in your life that you never will have that freedom anymore. Jy gaan nie meer kan doen wat jy moet doen nie. En terwyl jy vir God in reinheid kan wandel, in reinheid en deur geloof kan wandel, soos Timoteus vir Paulus sê ek vanmôre vir u, God wil hê jy moet 'n voorbeeld wees vir hierdie groot dierbares in reinheid. Wees rein in jou jonkheid, jongman, met die vrou wat jy het. Ek praat nou van die getroude jongman, praat nie van girlfriend en boyfriend nie. Wees rein. That's your wife. Be with your wife. Show people the character who you are. Wys so mense die reinheid in wie jy is. Moet net rein wees, en dat jy wees rein in wat jy praat. Moenie praat soos 'n broek wat skeer nie. Laat dit rein wees. Jou woorde moet rein wees, jou hart moet rein wees, en jou lifestyle moet rein wees. Skoon voor die Here. Kom ek sê vir u, om aan die Here in jou jonkheid te dien. Vra my vir van die groot mense wat al jare aankom, om die Here in jou jonkheid te dien, is een van die beste dinge wat jy ooit kan hê. Almal swart. You got so much power to do so much for the Lord. Because there will come a time, wanneer jy getroud gaan wees soos ons, dan kan jy nie meer allerlei dinge doen en hierna toe gaan en so toe gaan en daai kant toe gaan en jy met jou vrou eers te vra en jou man eers te vra, kan jy gaan. Maar terwyl jy jonk is, nee, ek praat die waarheid, dit was die waarheid, ek praat jy, of loop 'n man net iets sê, hy sê hy loop, hy sê ek loop nou. Ek weet hy vraag waar toe gaan jy? Jy gaan antwoord, jy kan nie, waar toe gaan jy? Ek moet mos weet waar toe gaan jy. So terwyl jy nog 'n jong mense sê, jy verantwoordelikheid om die Here te dien, come on, serve God with everything inside of you. Serve with everything inside of you. Ek weet daar was 'n tyd in my lewe, toe vra my ma my nie meer nie, want toe weet sy waar toe op pad is. Toe weet sy waar toe op pad is. Ek kom by die skool, sê mamma, kyk ek moet nou pak. Sy vra, gaan julle weer in die veld? En ek sê, ja, ek moet gaan, ons moet gaan preek daarso. Skoolvakansie nooit by die huisie, ek is in die veld in. Besig om die evangelie te preek. Ek wil jou encourage, jong man. Jong dogter. Prys sy wonderlike naam. Halleluja. Doen die werk van die Here. Dien die Here. Ek wil amper sê, I'm a living example of what God can do. Nooit in my droom het ek geweet dat ek pastoor van die gemeente, nooit in my drome nie, maar die Here het geweet wat hy wil doen. Who knows? Who knows who can be next? Might be you. But God is calling you to purity. God is calling you to serve Him with everything inside of you. Kom ons bid saam.
Here, dankie vir die woord. U roep ons op, soos hy vir Timotheus, toe Paulus met Timotheus gepraat het, om voorbeelde te wees. Voorbeelde in geloof, om 'n voorbeeld te wees in gees, en dan ook 'n voorbeeld te wees in reinheid. Help ons dan so, Here, dat ons waardig sal wandel. Dat, Here, ons, wanneer U na ons kyk, Here, nie mens nie, Here, dis wat Paulus vir hulle sê, ons moet voorbeeld vir die mense, maar Here, my belange is dat as U na my kyk, dat U tevrede met my sal wees. Want as U met my tevrede sal wees, sal die mens die goedheid van die Here kan sien. Help ons, Here. Ons weet ons is op 'n aarde en 'n wêreld wat ons in lewe, wat bestrooi is met ongeregtigheid. Mense met snaakse geeste. Mense wat nie in die geloof wandel nie. Mense wat deel in onreinheid. Maar Here, help ons. Soos Galasiërs sê, dat die vrug van die Gees is liefde, vrede, blydskap, lankmoedigheid, goedheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ek bid, Here, dat daardie elemente en daardie in ons lewe sal wees. Die enigste manier hoe gelowiges sal sien dat ek waarlik 'n kind van die Here is, wat in hierdie areas lewe, is wanneer die vrug van dit sal sien. Nie blare nie, dan kan ons nog steeds so onderskei nie, maar ek bid, Here, dat ons vrug sal voortlewer in elkeen van ons lewens. Ek bid dit in Jesus naam. Voor ons afsluit, as enige wat voel uit gebed nodig.